Ons lees die oordenking vir die 29ste Januarie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vandag is nee maar. Die teksvers kom uit 2 Samuel 7 vers 11 en 16. Ek sal jou rus gee van al jou vyande. Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vasstaan. Jou troon sal altyd voortbestaan. Die Here staan nie Dawid se versoek toe dat hy 'n tempel vir hom wil bou nie. Dit moes vir Dawid 'n groot teleurstelling gewees het. God het Dawid se hart raak gesien. Hy het geweet dat Dawid se begeerte om vir hom 'n tempel te bou nie 'n eenmalige terloopse opwelling van dankbaarheid was nie. Daarom oorskadu Nathan se verdere boodskap aan Dawid die Here se aanvanklike nee by verre. God beloof Dawid rus van al sy vyande. Hy kon in vrede oud word. Sy dae van vlug en oorlogvoer was verby. Wat 'n vooruitsig. Maar dan kom die eintlike belofte. Dawid se troon sou vir altyd voortbestaan. Dawid kon nie die volle impak van hierdie belofte begryp nie. Vandag verstaan ons dat die voortbestaan van sy koningskap vir altyd verseker is, deur Christus wat uit die stam van Dawid gebore is. En dit sluit ons in. Dawid se antwoord aan die Here vertel nog eens van sy diep nederige erkenklikheid. Wie is ek, Here my God, en wie is my nageslag dat U my so ver gebring het? Selfs dit was vir U nie genoeg nie. Here, U het ook nog vir die nageslag van U dienaar tot in die verre toekoms beloftes gemaak. Aldus 2 Samuel 7 vers 18 en 19. Ons moet steeds vandag in nederigheid vra. Wie is ek, Here? Here, dankie dat U belofte aan Dawid my insluit. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.